Here, dit is 'n voorreg om saam met hierdie lied in ons harte te kom bely. Alles gee ons U. Dankie Here dat ons in hierdie aand ook saam kan lees. Dat ons saam kan dink en saam kan hoor, Here, kom pleit dat U woord vir ons sal oopbreek. Ons kom bid dit. En ons kom vra dit, Here, in U naam. Amen. Ons gaan saam lees vanaand, broers, susters, die jong mense, ons gaan lees in Efesiërs hoofstuk 1 vanaf vers 15. Paulus, die skrywer van hierdie brief, kom en hy skryf vir hierdie gemeente, hy ken hulle nie. Hy het van hulle gehoor. Ons gaan dit nou lees. Hy het gehoor van hierdie gemeente in Efese, want hulle het gedoen wat die Here van hulle gevra het. Hulle het in hierdie wêreld, in die omgewing waar hulle was, het hulle die getuienis uitgeleef van God, wat 'n werklikheid is. Hulle het hulle verhouding wat hulle met God gehad het hulle uitgeleef en uitgestraal en gesê, maar ons sal hier in Efesië, sal ons 'n lig vir die Here Jesus wees. As ons dit mekaar sê, dan lees ons daarvan vanaf vers 15 af, waar Paulus kom en vir hierdie gemeente kom bid. Efesiërs 1 vers 15. Die jonge strand gesê, gaan lees weer Psalm 139, en dan sê ek vir jou, gaan lees weer Efesiërs hoofstuk 1 vanaf vers 15. Paulus skryf, daarom, vandat ek gehoor het van julle geloof in die Here Jesus en van julle liefde vir al die gelowiges, hou ook nie op om God vir julle te dank nie, wanneer ek in my gebede aan julle dink. Bid ek dat die God van ons Here Jesus Christus, die Vader aan wie die eer toekom, deur sy Gees aan julle wysheid gee en hom so aan julle openbaar dat julle hom werklik kan ken. Ek bid dat hy julle geestesoë so verhelder dat julle kan weet watter hoop sy roep nou en watter rykdom daar is in die heerlike erfenis wat hy vir die gelowiges bestem het. En hoe geweldig groot sy krag is wat hy uitoefen in ons wat glo. Dit is dieselfde kragtige werking van sy mag wat hy uitgeoefen het toe hy Christus uit die dood opgewek het en hom in die hemel aan sy regterhand laat sit het, hoog bo alle bose magte en enige ander vorm van gesag waarvan daar sprake mag wees, nie net in hierdie bedeling nie, maar ook in die bedeling wat kom. Aan hom het God die alles onderwerp, hom bo alles verhef en hom aangestel as hoof van die kerk. Die kerk is sy liggaam, die volheid van hom wat alles in almal vervul. As ons dink, mekaar sê ons is kinders van die Here, dan sê ons maar as kinders van die Here, wil ons graag met ander kinders van die Here in 'n verhouding leef. En so ontstaan daar 'n verhouding tussen twee, en nog twee mense kom by, en nog kom by, en nog kom by, en op die einde van die dag het ons 'n gemeente, het ons 'n kerk. En hierdie kerk sê vir mekaar, maar ons het nodig dat ons vir mekaar sê hoe ons dink, hoe ons glo, en ons begin ons mekaar te sê, maar ons begin met die Bybel. Dis die kern van ons geloof. Maar dan is daar mense wat buite hierdie kerk staan, né? En wat vir ons sê, maar as ons goeie goed doen, né? Julle weet mos, as ons na die kerk kyk, of na mense kyk wat in die kerk is, en sê ons mekaar, maar hierdie persone doen goeie goed. Ons wil deel wees van die kerk. Ons wil by hierdie kerk kom aansluit. By hierdie mense wat iets kom uitleef van God, wat 'n werklikheid is. Of ons sê vir mekaar, weet julle wat? Sjoe, daai mense van daai kerk
wil ons nie by betrokke raak nie, want weet julle hoe sondig is hulle? Nee? Dis mos baie keer wat ons mekaar sê, ons wil nie by die kerk wees nie, want my oom se tannie se niggie se neefie is kwaad vir daai oom wat in die kerk sit. En net omdat hy kwaad is vir daai oom, gaan ek die kerk toe nie. Dis mos ons gesindheid baie keer, as ons dink aan kerk wees. Daai is so op 'n kant. So halwe kant aantekening. Maar as ons kyk na kerk wees as gelowiges, dan sê ons vir mekaar in hierdie wêreld dat ons by mekaar kom met een doel. En dit is om God te verheerlik. Dis hoekom ons hier is. Dis hoekom ons by mekaar kom en Paulus kom in hierdie gedeelte en hy kom sê vir hierdie gelowiges in Efese, maar julle het iets in julle. Julle doen iets reg. Want ek sit aan die ander kant en ek hoor van die geloof wat julle uitleef. Ek hoor van die getuienis wat julle daartussen julle uitpasyn. Ek hoor van die lig wat julle laat skyn, die hoop wat julle bring. En Paulus kom en hy kom in hierdie gedeelte wat ons saam gelees het en hy kom op 'n besonderse manier en hy kom bid vir hierdie gemeente. Hy kom sê vir hulle, maar voordat ons begin om vir julle te bid, kom dank ons die Here dat hy met julle begin het. Dat hy die een is waarop julle hierdie kerk, hierdie gemeente, julle geloof bou. Dat hy die een is wat sy seun gestuur het. So kom lees ons in die gedeelte. Ter wille van julle. As ons dink aan Pinkster, dat hy die een is wat sy gees gestuur het om julle te lei, om basies julle oë oop te maak, om daar waar julle is, gelowig te kyk en te kan sien waar julle 'n verskil kan maak. Dat julle vir mekaar kan sê, maar ons is nie net hier, soos ons gisteraand gesê het, toevallig nie. Julle is hier met 'n roeping, met 'n doel, met 'n verantwoordelikheid. Dan kom Paulus en hy kom sê vir hierdie gemeente, kom bid vir hierdie gemeente, 3 groot goed. Hy kom bid vir hulle vir hoop. Waar hy vir hulle kom sê, as ons nou dink aan die gemeente van Efese, die gemeente word vervolg. Weet julle wat is vervolg? Nee? Jy's 'n Christen, jy sê jy's 'n Christen, ek sluit jou toe want ek hou nie van jou nie en ek wil nie hê jy moet jou geloof oor jou geloof met ander mense praat nie. As ek hoor jy's 'n Christen, sorry, jy gaan tronk toe. Dis wat vervolging is. Jy word stil gemaak. Paulus kom en hy sê, kom bid vir hierdie gemeente, om te sê, maar mag julle die hoop verstaan, wat God vir julle bring. Mag julle weet dat hierdie Here by julle teenwoordig is. En as ons na hierdie wêreld kyk, wat ons van deel is, soek ons baie keer hoop. Ons soek baie keer op 'n manier, soek ons 'n uitkoms. Want dit is wat hoop vir ons sê, nê. Iewerste is ons hoopvol, byvoorbeeld as ons dink oor back and closure, ons hoop vir 'n enstof, ons hoop vir meer geld, dat ons finansies beter kan lyk. Paulus kom en sê vir hierdie gemeente, maar onthou een ding, die Here Jesus is jou Here, hy is jou God, hy het jou geroep, hy het jou gekies, en jy, broer en suster, liewe jong mens, jy is sy volgeling geword. Jy is die Here se kind. En daarom kom sê Paulus vir hierdie gemeente, daarom het ons hierdie heerlike erfenis. Iets gaan gebeur, daar's die belofte, dat die tweede deel van die gebed, dat ons na iets meer kan uitsien. Nou, as ons dink oor erfenis, dink ons baie keer, right, ons is
geregtig op 'n sekere ding. Nee? As pa en ma nie meer daar is nie, gaan ek eendag die plaas erf. Nee? Byvoorbeeld. Ek gaan eendag, ons word mos gewoonlik gedreig as kinders, ek gaan al my skuld vir jou los. Nee? My testament. Right. As ons dink oor die Here se erfenis, wat die Here vir ons los, is dit die wete dat ek en jy ewig na hierdie wêreld by die Here is. Maar nie net nou nie. Nie net dan nie. Maar nou al reeds kom gee die Here vir my en vir jou sy teenwoordigheid, sy liefde en sy genade. Die laaste ding wat Paulus vir hierdie gemeente in sy gebed kom bid, voordat ek by dit kom, wie is moedeloos? Nee? Wie voel, partykeer weet jy, hierdie lewe is net een groot, sinlose plek. Niks maak sin nie. Hoekom is ek hier? Nee? Daai vraag wat ons baie keer vir mekaar vra, of vir jouself vra, ek is nie goed genoeg nie. Ek wil nie, ek kan nie, ek weet nie hoe nie. Ons vra baie keer daai vraag vir onsself, ons kyk vir onsself in die spieël en sê vir ons, weet jy wat, sjoe, is dit hoe jy lyk? Nee? Is dit wie jy is? Paulus kom sê vir hierdie gemeente, onthou vir 'n oomblik, vers 19, waar hy vir hierdie gemeente kom sê, hoe geweldig groot sy krag is, die Here se krag, wat hy uitoefen in ons wat glo. Dis dieselfde kragtige werking van sy mag, wat hy uitgeoefen het, toe hy Christus uit die dood uit opgewek het, en hom in die hemel aan sy regterhand laat sit het, hoog bo elke mag en gesag. Besef ons, dat die Here Jesus, God, ek en jy, dat die Here Jesus vir my en vir jou dieselfde krag gee deur sy Gees, wat in ons teenwoordig is, dieselfde kragtige werking, wat hom opgewek het uit die dood. Dat ons vir mekaar kan sê, maar ons kan moed skep. Ons kan hoop hê, want God gee vir ons sy krag en sy genade in hierdie wêreld. Dat ons vir mekaar kan sê, maar weet jy wat, is nie nodig om moedeloos te wees nie, want God is teenwoordig. En daarom kom ons terug by Habakuk se gebed. Daarom sal ons bly wees, ten spyte van die hartseer, die moeilike goed wat ons beleef. Want God is saam met ons teenwoordig, by ons teenwoordig, en hy los ons nie. En as ons terugkom, dan kom sien ons hoe Paulus sy gebed kom afsluit met 'n ongelooflike belydenis. 'n Belydenis wat sê, maar ons is nie net hier vir somme net nie. Ons is hier om God te dien. Die Here Jesus Christus wat die hoof is van sy kerk. Ons wil hom kom uitleef en kom uitdra aan 'n wêreld wat hom nie ken nie. En dit begin by my en jou. Dit begin by 'n woord van liefde. Dit begin by 'n sagte antwoord. Dit begin by 'n omgee. Dit begin by 'n geleentheid om te sê, maar ek sien jy sukkel. Kom ons bid. Hoe kan ons help? Hoe kan ons mekaar bystaan? Hoe kan ons 'n verskil maak? En weer eens, nie net hier in die gemeente nie, by die skool, by jou werk, by jou gesin. Mag ons dit elkeen uitleef en uitdra tot eer van die Here. So het ons sit, dan gaan ons weer soos gisterand 'n paar oomblikke gee vir stil gebed. As daar iemand is wat wil hardop bid, nooi ek jou uit. Ons gaan bid vir 'n paar goed. Die een is weer
soos wat ons gisterand gebid het vir herlewing. Dat ons sal erns maak, ook as gemeente met ons verhouding met God. Dat ons kom bid vir hierdie kerk, die kerke oor die algemeen, dat ons na God se wil sal soek. Dis die tweede ding. Die laaste een is, dat ons deur die krag wat ons ontvang van die Heilige Gees, ons roeping sal uitleef. Gee 'n paar oomblikke vir stil gebed. Here, ons kom in hierdie aand, en ons kom bid, Here, weer, ons kom pleit, Here, dat U ons harte, Here, sal vernuwe. Here, soos wat die woord sê, dat U ons kliphart sal uithaal, en vir ons 'n hart van vlees sal gee. Here, 'n hart wat klop vir U. 'n Hart, Here, wat met passie vir U leef, U dien, en U genade en U liefde, Here, uitdra in hierdie wêreld. Here, vernuwe ons. Here, ons kom bid, Here, dat ons as gelowiges, as U kinders, Here, as U kerk, sal kan onderskei, Here, sal kan sien waarheen U ons wil lei. Dat ons, Here, sal gaan waar U ons stuur, en 'n verskil maak, 'n getuienis uitleef, tot eer en verheerliking van U. Ons kom bid, Here, dat ons gehoorsaam sal wees. Dat ons nie sal bang wees oor wat die wêreld van ons dink nie. Dat ons nie sal huiwer, sal bang wees om te gaan nie. Maar dat ons, Here, sal volhard. Deur U krag wat U reeds vir ons gee deur die Gees. Here, kom help ons om daar waar ons is, U roepstem te volg, U te dien en U liefde uit te leef. Amen.